Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Psalm 30 vers 5 in die New King James weergawe sê die volgende: Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Onthou jy hoe fotografie was voordat dit alles digitaal geword het? Wanneer jy 'n foto geneem het, was die eerste ding wat jy sou kry 'n negatief. Dan ontwikkel jy die negatief in 'n positief, deur in 'n donker kamer te gaan en 'n lig daardeur op fotografiese papier te skyn. Dit het dan die negatief in 'n positiewe volkleur foto omskep. Net so bevind ons dikwels in so 'n donker plek in die lewe. Nou ek weet nie waardeur jy vandag gaan nie, maar jy moet hierdie waarheid besef. God werk steeds in die donker tye van ons lewens. En hy verander gewoonlik ons donker in 'n pragtige volkleur prentjie as ons hom vertrou en saam met hom werk. Het jy al opgemerk hoeveel belangrike gebeure en deurbrake in die Bybel in die nag plaasgevind het? Byvoorbeeld, om middernag terwyl die ander gevangenes geslaap het, het Paulus en Silas lofliedere tot God gesing en hy het hulle verlos. Toe Petrus in die tronk opgesluit was, het God om middernag 'n engel gestuur om hom te bevry. Toe Jesus gekruisig is die aarde in duisternis gedompel, maar toe hy opgestaan het uit die dood, het die lig opgekom vir ewig. Miskien is jy vandag op 'n plek waar jy sê, ek het my werk verloor, of my verband is agterstallig, of my simptome lyk nie te goed nie, maar ek vertrou steeds op God. Wees dan gerus, want dit is juis wanneer God daardie soort geloof sien, dat hy oor en oor die volkleurprente ontwikkel wat jy in jou lewe nodig het. Here, dankie dat my storie nie eindig by die donker dae van my lewe nie. Op hierdie oomblik lyk dit asof daar niks gebeur nie. Maar dankie dat U steeds besig is om in my lewe te werk. Versterk my geloof in hierdie tye, sodat ek herhaaldelik kan getuig hoe U die negatiewe in my lewe in 'n volkleur prentjie verander het. In Jesus naam bid ek dit. Amen.